stop julle wat doen julle? Ons oefen. Ja, ek gebruik my skouer wat sterk is, né? Ek gebruik my swaard wat half gebreek is. Ek gebruik my Wat het met jou swaard? Ek gebruik ek dink ek weet nie. En ek gebruik my pikkewyn wat niemand sal pikkewyn seer maak nie. En ek gebruik my helmet, né? Kan mense my cool hare sien, maak ek nog steeds beskerming. En aktivasie-ore, want dis die bestaan wat daar staan. Absoluut, daar is die ore naf sê. Ja. Okay. Julle so kom ons praat bietjie oor die wapenrusting wat die Bybel ons van vertel. Wie ken julle die wapenrusting? Ja, helmet op jou skouer. Nee. Ja, helmet op jou kop. Nee, ja. Ja, swaard. Die skild? Ek dink kom ons kyk na wat die Bybel sê. Ja, oor wapenrusting. Ons gaan praat oor net 3 stukke vandag, sodat dit bietjie maklik is, sodat dit nie te moeilik raak nie. Okay. So ons praat oor die swaard, wys my 'n swaard. Die helm. Kobus het 2. En die skild. Kobus gebruik nou pikkewyn as 'n skild wat bietjie wreed is, maar. Okay. So, ons gaan vandag kyk wat sê die Bybel oor hierdie wapenrusting. Wat het ek gesê nou weer? Die Wapenrusting. wat van die wapenrusting? Wat die Bybel daarvan Wat is sê. stukke van die Ja. Die swaard, die Die swaard en Die skild. yes. Okay. Die wapenrusting, is dit nie 'n cool prentjie nie? Dit lyk net so. Ons lyk cooler as daai. Ja, nee. Okay. So die wapenrusting. Efesiërs 6 vers 13 sê: "Trek daarom die volle wapenrusting aan." So ons praat vandag net oor 3, maar ons moet die volle wapenrusting aantrek wat God julle gee sodat julle weerstand kan bied teen die dag van onheil, slegte dag, okay? Die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Kan bly staan selfs na dit verby is, né? Okay. So, ons is draers van die lig en ons lewe in die lig. Okay? Johannes 8 vers 12. Kobus, kan jy vir my dit asseblief mooi duidelik lees? Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die lig hê wat die ewige lewe gee. Nou dit staan nie daar nie, maar ek gaan nou sê dis die ewige lewe gee. Okay, so wie is die lig wat die ewige lewe gee? Ons en nie Jesus. Jesus. Ja. Ons is ligdraers. Ons dra maar nie die lig, maar Jesus is die lig. Die Vader gee vir ons die lig wat Jesus is. Okay, is dit nie amazing om te weet ons kan die ligdraers wees van hierdie donker Dis wêreld? belangrik. Super amazing. Ja. Dis soos die Amazing Race. Ek bedoel hierdie meer is nou swart, né? Dink net as er geen lig hier binne was nie, sou alles swart gewees het. Maar ons is draers van die lig. Wat 'n voorreg, julle. Okay, die helm van verlossing. Ons gaan nou by die helm van verlossing. Wys my julle helm. Trek dit uit. My helm. Wag net vir Kobus. Okay, en trek dan. Okay, nou, anders as wat Kobus hierso het. Op sy kop is dit reg, maar ook verkeerd aan die verkeerde kant om. Maar die helm beskerm jou kop. Dit beskerm jou kop. As hy. Okay. Kolossense, ons lees in Kolossense oor die wapenrusting vir die wat nie geweet het nie. Kolossense, baie goeie boek. Kolossense 1 vers 13 tot 14 sê: Hy wat ons verlos het, hy wat ons vrygemaak het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. In wie ons die verlossing het deur sy bloed. Ons het verlossing deur sy bloed. Okay. Naamlik die vergifnis van die sonde. Van die sonde. Sondes. Sondes. Okay. So Jesus maak ons vry met sy kruisiging, met sy bloed. Dis wat ons bedoel met sy bloed, dis sy kruisiging. Okay. Nou die kop is baie belangrik. Al ons gedagtes en ons denkwyse, alles kom van daar af. Sonder jou brein kan jy nie lewe nie. Okay? Ons praat baie van ons Daar gaan hy. soos dit byvoorbeeld. Sonder die brein kan ons nie lewe nie. Ons praat baie van ons hart en wat ons voel, maar dit kom eintlik ook in die brein voor. Okay? Die kop is die meeste, ek moet dalk nie dit sê nie, maar die kop is baie belangrik vir die res van die liggaam
om te kan reg funksioneer want hy stuur syne uit en hy sê wat hoe moet doen en so. Okay? So Jesus het vir ons verlos net uit liefde uit. Dit was nie iets wat hy hoef te gedoen het nie, hy het gedoen net omdat hy lief is vir ons en die Vader het van gestuur ook uit bloot genade uit. En wie ons verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Okay, so Jesus het besluit om ons sondes te vergewe. Dit is 'n besluit wat hy geneem het wat hy nie vir ons hoef te gedoen het nie. En dis iets wat ons op ons gemoed nie hoef te dra nie, want ons kan weet ons is vrygespreek in die naam van Jesus. Is ek reg, ouens? Yes. Ja. Ja. Kom ons gaan aan. Die volgende is die swaard. Hy's meer 'n swaarde. Wow! Okay, dit staan net so, vries. Okay. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer. Terwyl hulle so staan, sê die hele skrif. Die hele skrif. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaalheid te bestry, verkeerdhede reg te stel en regte lewenswyse te kweek. Daar 4 goeders, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So ons moet toegerus wees vir elke goeie werk in alles wat ons doen. En wat is ons toerusting? Dit is die wapenrusting. Okay, nou hier is 'n geestelike oorlog wat ons van praat, 'n geestelike Oorlog. nee, 'n geestelike wedstryd. Hierdie is 'n geestelike wedstryd of 'n geestelike oorlog of 'n geestelike, alles op geestelike vlak. Ons moenie gaan en vir mense met die Bybel gaan slaan oor die kop nie. En selfs ons moenie vir die mense gaan sê die Bybel sê dit en dit, jy sal verdoem wees tot die einde van tyd. Ons moenie dit sê nie. En ons gaan net oorkom. Okay, julle kan in die plek rus, op die plek rus. Okay. So ons moenie gaan en mense slaan met die Bybel oor die kop nie, dit is nie wat die Here van ons vra nie. Ons moet alles saamvat en die skrif gebruik as 'n wapen, maar ook nie noodwendig om aan te val nie, maar om onwaarhede te bestry. Okay, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Okay, volgende is die skild van geloof. Wow! Ja! Hierdie is hoe 'n regte skild. Nee, dit is En dis so 'n awesome skild. Ons gebruik 'n swaard gewoonlik gebruik ons 'n swaard om aan te val en 'n skild gebruik ons om te Moenie die beskerm. bakkerwyd slaan die Kornei. Okay, ons gebruik skild om onsself te beskerm. Okay? Maar hierdie is 'n skild van geloof. Dit gaan oor die geloof. Okay? Hebreërs 11 vers 1 sê om te glo. Wat is om te glo? As jy wil weet wat dit is om te glo, gaan nou na Hebreërs 11 vers 1 toe. Hierso staan: om te glo is om seker te wees van dinge wat ons hoop. Okay? Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Okay. So, hierso is 'n klein illustrasie wat Tanya al vir my vertel het. As daar 'n stoel hierso is. Ons gaan dink nie oor om op die stoel te gaan sit en waar kom die krag vandaan om sy bene regop te hou of wat ook al nie. Ons gaan net 'n stoel sien en ons gaan sit op hom. Okay? Net so hoef ons nie noodwendig te sien of te verstaan waar die krag kom van die Here af nie. Alhoewel ons baie in diepte daar kan gaan, maar ons gaan nie dit nou doen nie. Alhoewel ons nie vir die Here kan sien nie, kan ons in hom glo. En dis okay. Dis okay om daarmee te struikel soms, maar dis nie iets waar jy hoef te bekommer nie. Okay. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So julle, hierdie is ons wapenrusting, maar ons moet onthou, die Here is altyd daar vir ons en ons kan enige tyd vir hulp roep van hom af. Ja! Is ek reg? Ja! Okay. Okay, bye. Gaan ons stay down on. Okay. Okay. Ah!